hierso by u vanmôre te wees, alweer baie lekker. En dis nou baie naby aan Kersfees. Kersfeestyd, en ek het nou vergeet, Charlotte, om vir jou te vra, is daar 'n adventkers wat ek moet aansteek? Het julle 'n kersie wat ek aansteek? Is hy hierso? Ja. So, is hy? Moet ek 'n kers aansteek? Ek weet nie, hierdie lyk nie soos 'n lighter nie. En ek rook nie, so dis nou die punt wanneer jy vra, waar is die rokers? Ekskuus, ek moes gevra het voor die diens. Dankie, jy gaan my terugkry hoor, moenie worry nie. Groot so voorreg om hier by u te wees. En in 'n wonderlike tyd voel jy bietjie daai gevoel in die lug van Kersfees, die fees van die vleeswording. Dis eintlik waar ons staan vandag. Dis wat Kersfees is. Kersfees is nie fees van kerse nie, dit is Christus fees. En dis die tyd wat ons die vleeswording van Jesus vier. So baie welkom. En dan wil ek graag die adventkers aansteek. En soos ek hom aansteek, wil ek vra dat ons met vreugde dink aan die tyd wat nou binnekort voorlê, wat ons Jesus se geboorte sal gaan vier. Ek lees graag vir u Lukas hoofstuk 2, vers 6 tot 7. Terwyl hulle daar was, dis nou Maria en Josef in Bethlehem, die stad van Dawid, en die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar geen plek vir hulle was in die herberg. Kom ons bid saam en dan open ons die diens. Here, ons staan vanmôre voor u met dankbare harte. Ons sien so uit, Here, na dit wat voor lê. Ons sien so uit, Here, na die viering van die vleeswording. Toe die lig weer eens deur die duisternis van hierdie wêreld gebreek het. 'n Ster het in die hemele verskyn. Mense het van ver gekom. Eenvoudige skaapwagters het die engel gesien. Tyd het stil gestaan, die aarde het stil gestaan. En u het gekom vir ons. Hulle het goud, wierook en mirre vir u gebring. Die goud, 'n teken van u koningskap. Die wierook wat gebruik word in offers en in godsdiens as 'n teken van u priesterskap. En die mirre wat gebruik was in begrafnisrituele as 'n teken van u kruisdood wat sou kom. Dankie Here dat ons nou hierdie diens kan ingaan en hierdie tyd kan ingaan. Met harte van dankbaarheid. Want dis Kersfees. Dis Kersfees. Amen en amen. Broers en susters, ek groet u nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Wees baie, baie welkom hierso saam met ons. Ons gaan nou staan en ons gaan saam 'n loflied sing. Ons verloor.
Baie dankie aan ons musiekspan en ons klankspan dat julle ons in lofprysing en aanbidding gelei het. Kersfees laat ons dink aan, as jy een van my kinders is, dan begin jy al te dink aan Kersfees in Februarie. Nee, ek jok nou eintlik. Jy begin dit, as jy 'n kind is, een van my kinders, maar dalk is dit so met jou kinders en kleinkinders ook, jy begin te dink aan Kersfees die dag na jou verjaarsdag. Nee, want voor dit sê jy wat jy wil hê vir jou verjaarsdag. So my seun en my dogtertjie, ek weet al wat hulle volgende jaar vir hulle verjaarsdag wil hê. Maar jy sien, as die verjaarsdag nou verby is, dan is dit nou 'n bietjie lank nog, nee, hele jaar, maar dan ten minste, dan sal hulle sê, okay, nee, ek soek dit vir Kersfees. So, vir my kinders, Kersfees is 'n tyd van gee. Dit is geskenke en vir meeste kinders en selfs dalk vir ons nog. En ons gee geskenke want ons weet, God het ook vir ons die grootste geskenk gegee in die tyd, dit is Jesus. Maar my boodskap vanmôre gaan strek bietjie verder as Kersfees en geskenke. En ek wil met jou praat vanmôre oor die tema verstaan die voorsiening. Hoe moet ek God se voorsiening, God se antwoord in my lewe, op my gebede, op dit wat ek vra, op dit wat ek nodig het, dit wat God vir my gee, dit wat ek kry, hoe moet ek dit verstaan? Want ek dink meeste mense, en ek worstel al nog, hierdie is 'n preek wat ek al baie lank wil preek, en ek het 'n bietjie lank geworstel met hom, want ek het besef dat om vir God te bid en te vra vir iets, en is dit nie, wie van julle het al gebid en vir God iets gevra? Almal. Selfs mense wat nie glo in God nie, waarborg ek jou, daar was 'n punt in hulle lewe waar hulle gebid het en gevra het vir iets. Dit is 'n feit. Maar hoe moet ek dit verstaan? Is dit so eenvoudig soos ek bid en God gee of hy gee nie? Is dit hoe dit werk? Ek bid en dan, omdat ek gebid het en ek het nie gekry wat ek wil hê nie, het ek iets verkeerd gedoen, is God kwaad vir my? Dis baie die tipe mentaliteit ongelukkig wat my kinders het met Kersfees en met geskenke, jy weet. Maar wanneer dit kom by ons en met ons verhouding, by ons verhouding met God en selfs ons verhouding met ons kinders, dink ek is dit meer genuanceerd, is dit bietjie meer kompleks as net om te vra en eerder ek kry of ek kry nie en dan hoekom kry ek of hoekom kry ek nie. So ek is oortuig, jy kan vir my na die volgende slide toe gaan asseblief, ek is oortuig dat die stryd wat ons het is nie dat God noodwendig weier om ons te antwoord nie. Ek dink eintlik God antwoord altyd, want ek dink net dit is so. Want om nie die antwoord te kry nie is tot 'n mate ook 'n antwoord, is dit nie? Nee, of om iets te kry wat jy nie aan gedink het nie. Ek dink nie dis die probleem nie. Ek dink die groot probleem wat ons beleef is, wanneer God antwoord, wanneer God voorsien, verstaan ons dit nie altyd nie, ons herken dit nie. Ons verwag dikwels 'n antwoord op ons gebed, ons verwag dikwels voorsiening binne ons eie verwysingsraamwerk. Sekerlik as jy bid, is daar, en jy bid vir God vir iets, ekskuus, is daar iets in jou kop waarvoor jy bid, nee, jy sien iets in jou kop, of hoe, nee, jy sien dalk iets in jou kop, jy verbeel, selfs al is dit iets wat jy nie weet wat gaan kom nie, jy het so 'n idee in jou kop, jy kan tog nie bid vir iets wat jy nie in jou kop sien.
Maar dikwels verwag ons dan dat God moet voorsien in die vorm van die prentjie in my kop. En wanneer dit nie so lyk nie, dan dink ons God het nie geantwoord nie of ons verstaan dit nie. Maar ek dink tog God wil ons antwoord, God wil jou gebed antwoord in maniere wat jou geloof bietjie stretch, wat jou geloof bietjie uitdaag, wat jou geloof rek en wat jou afhanklikheid van God hervorm. Nou die voorbeeld wat ek wil gebruik en ek is die storie van Exodus 16 en die Israeliete in Egipte. Ek gaan nie die hele teksgedeelte lees nie, want dit is 'n lang teks. Dis jou huiswerk, okay? Julle is ons gewoond aan professore wat hier kom preek. Ons like om huiswerk. Jou huiswerk is om na hierdie preek te luister en hy word opgeneem, so jy kan hom weer gaan luister, so jy het nie verskoning nie. En gaan lees dan Exodus 16 en probeer die goed by mekaar uitbring. Okay. Maar wat gebeur hoofsaaklik? Israel, ek gaan die storie opsom. Israel is in die woestyn en die woestyn is 'n terrible plek, nee. Ek meen hulle kom uit Egipte, God red hulle gaan deur die Rietsee en nou is hulle in die woestyn, maar hulle kort kos en water, nee. God voorsien aan hulle kos, hy voorsien aan hulle water, die water gee hy deur Moses wat die rots slaan op die een geval. Hy gee vir hulle selfs skuiling en koelte deur die dag van die bloedige son in die vorm van die wolkkolom en in die aand lig en hitte in die vorm van die vuurkolom. So hy gee vir hulle alles wat hulle nodig het. Op 'n dag begin die Israeliete te murmureer. Hulle gaan na Moses toe en hulle sê vir Moses, jy het ons hier uit Egipte in die woestyn ingebring om ons te laat doodgaan. Is dit nie terrible nie? Was jy al in daai posisie waar jy iemand probeer help het en hulle sien jou hulp as jy probeer hulle te na te kom? Dis een van die moeilikste goed in die lewe, is dit nie? Hulle sê as hulle in Egipte was, dan het hulle nog vleis gehad om te eet. Julle weet daai bekende vers, nee, waarna het hulle terug verlang? Die vleispotte van Egipte. Ek dink altyd as ek hoor vleispotte van Egipte, dink ek aan 'n lekker breedie stew met, jy weet, ek weet nie heeltemal, ek glo nie dis heeltemal hoe dit gelyk het daai tyd nie. Maar jy dink dit moes lekker kos gewees het, nee. So, maar wat lê agter dit? Israel is honger. Hulle besef hulle het kos nodig en as hulle nie vra vir kos nie, gaan hulle doodgaan. Maar wat is die prentjie in hulle kop wat hulle het? Wat ken hulle? Al wat hulle ken is die kos van Egipte, die vleis van Egipte. Nee, en dis waarvoor hulle hulle vra vir kos, maar dis waarskynlik die prentjie in hulle kop. En dan bid hulle tot God, Moses bid tot God. En God voorsien aan hulle. En wat gee hy vir hulle? Kwartels, ons weet dis die vleis wat hy vir hulle gee. Maar wat is die bekende ding wat uit die hemel neerkom wat hy vir hulle gee? Hy gee vir hulle manna om te eet. En ek wil praat oor die manna wat God vir hulle gee. En ek wil dit gebruik as 'n tipe van 'n raamwerk om ons verhouding met God en God se antwoord tot ons gebede beter te verstaan. So, gaan vir my nou na die volgende slide. Die eerste punt wat ek wil maak is dit. Wanneer ons bid tot God, God se voorsiening, God se antwoord, kom dikwels na jou lewe toe in 'n onbekende vorm. Dis tog wat die Bybel sê. Nee, my gedagtes is nie jou gedagtes nie. My wee is nie jou wee nie. Nee. So wanneer God antwoord, kom dit dikwels in 'n onbekende vorm. Israel het vir kos gebid, hulle het vir voorsiening gebid en hulle het iets bekend verwag, iets soos die kos wat hulle in Egipte gekry het, jy kan Exodus 16 vers 3. Maar dan gee God manna. En is interessant, toe die manna neerkom, het hulle nie geweet wat dit is nie. Weet jy wat beteken die woord manna? Dit het 'n baie diep teologiese betekenis, manna. Dit beteken, wat is dit? Het jy dit geweet? Dit was 'n grapie, hoor. Ok, nou lag julle, mooi. Manna, die korrekte vertaling van manna,
Die letterlike korrekte vertaling van manna is 'n Hebreëse woord. Die korrekte vertaling van manna is whatchamacallit. OK. Wat noem jy dit nou weer? Wat is dit? Nee, ons dink die woordjie manna in Hebreëus manu, dit beteken wat is dit? Dis wat dit beteken, het jy geweet? Manna beteken wat is dit die? Hulle het dit nie geken nie, dit was vir hulle onbekend, dit was iets niets. Hulle kry hierdie ding en dit lyk nie soos die kos van Egipte nie. Daar gaan 'n punt in jou lewe kom, my vriende, waar God aan jou gaan voorsien op 'n manier wat jy nie verwag het nie. En dis daai oomblikke wat God iets in jou lewe doen en jy sê, wat is dit? Jy sê letterlik die woorde manna. Wat is hierdie? Wat is God besig om in my lewe te doen? Dis iets niets, ek ken dit nie, ek het dit nog nooit gesien nie, dis buite my verwysingsraamwerk, maar God is besig om iets niets te doen. Nee, ek ken nie hierdie ding wat hy doen nie, maar dis iets niets wat kom, dis nie die gewone nie, dis ongewoon. Daai, wat is dit oomblik? Dis 'n ongelooflike oomblik in jou lewe. Jy skrik eintlik bietjie, want jy ken dit nie, dis vir jou onbekend, maar jy weet dit kom van God en hy gaan iets in jou lewe doen wat hy nog nie gedoen het nie. God het nog nooit hierdie gedoen wat hy vir die Israeliete gedoen het nie. Hy het nog nooit manna voorsien nie. Soms kan God se voorsiening reg voor jou wees. Soms kan God se antwoord reg voor jou wees. Hier, maar jy mis dit, jy verwerp dit, want jy ken dit nie, en dit lyk nie, dit is nie iets wat binne jou verwysingsraamwerk is nie, maar dit is wat jy moet begin doen wanneer jy bid. Wanneer jy bid, moet jy weet, jy moet buite jou verwysingsraamwerk begin dink. Soms is God se antwoord nie wat jy verwag nie, maar dis 'n opwindende oomblik daai. Wat doen God nou? Wat is die? Is julle met my? So wanneer jy bid, wees voorbereid om die onbekende te kry. Wees voorbereid om letterlik manna, wat is dit? Hierdie te kry. Nee. Die tweede punt. Hierdie is interessant en 'n belangrike een. God se voorsiening kom dikwels met 'n opdrag. Dit werk so met presente ook. Met my kinders, presente kom met reëls. As dit geraas maak, maak die geraas ver weg van my af. As dit 'n ding is wat uitmekaar gehaal word en die hele vloer vol kan lê soos Legos, ons love Legos in ons huis. Bou Legos maar ruim op. Nee. God se voorsiening kom dikwels met 'n opdrag. Die manna, as jy nou Eksodus 16 gaan lees, God het gesê hulle moet net genoeg versamel vir daai een dag. Hulle moenie oorhou tot die volgende môre nie. Later sê ons hulle moet net spaar vir die Sabbat. En hulle moet rus op die Sabbat, moenie manna gaan optel op die Sabbat. Die punt is, die manna het verwerking nodig gehad. Jy weet die Bybel sê, hy verduidelik vir ons wat die manna is. Hy gee wat die manna was. Hy gee so 'n beskrywingie van wat dit was, nee. Maar hulle moes dit gaan verwerk het. Manna is nie brood nie. Hulle moes die manna verwerk het, sê die Bybel, en dan het hulle brood gemaak van dit, en hulle het verskillende dinge gemaak van dit. Dit sê, dit was soos heuning en wafers. Dit klink lekker, nee. Die manna het verwerking nodig. Soms het God se antwoord, God se voorsiening in jou lewe, jy moet iets doen. Ek het gebid vir 'n vrou, en God het my 'n date gegee. Ek moes iets doen, dit kom met 'n opdrag. Ek het gebid, ek wou graag kinders in my lewe gehad. Ek het op so 35 getrou. Maar ek wou altyd in my lewe kinders gehad het, en toe trou ek met 'n vrou wat reeds kinders uit 'n vorige huwelik gehad het, en ek moes eers myself bewys dat ek 'n pa kon wees vir hulle, en toe het ek ook my eie dogter gekry. Nou sit ons met 3. Nou wonder ek, moes ek gebid het vir dit? Nee.
Elke dag is ek dankbaar vir my kinders. Maar ek moes dit het verwerking nodig gehad. God het my nie net gesê, okay, hierso is 'n vrou en hierso is nou vir jou kinders nie, ek moes geleer het. Soms die antwoord wat jy nodig het, die voorsiening wat jy nodig het, jy gaan iets moet doen. Dit kom met reëls, dit kom met verantwoordelikheid. Jy vra vir geld. Jy bid vir 'n finansiële uitkoms in jou lewe. God gaan jou dalk 'n verhouding met iemand gee, 'n besigheidsverhouding. Gaan hy, jy bid en God gaan, dink jy dit gaan, baie mense bid dalk, ek dink nie baie mense doen dit nie, maar jy kan nie bid en die volgende oggend verwag dat NG Gemeente, kerk tussen die Mielielande of wat ook al, jy weet, R50.000 in jou rekening gaan inbetaal nie. Dis nie 'n finansiële uitkoms nie. Is dit hoe God, dis ons weet, nee, dis stupid. Dis nie hoe God, kan God dit doen? Ja, hy kan. Maar as jy bid vir 'n finansiële uitkoms, gaan God jou dalk geleenthede gee om verhoudings te bou met besigheidsmense, of God gaan jou dalk 'n geleentheid gee om te leer om beter te begroot. God gaan jou dalk kennis gee om finansies te bestuur. Is julle met my? Dit is hoe voorsiening werk, want daar's waarskynlik 'n rede hoekom jy in daai posisie is. En God wil nie net vir jou geld gee sodat jy langer in daai posisie kan bly nie. Hy wil jou uit daai posisie uitkry. Jy bid vir 'n perfekte, wonderlike huwelik. Wel, 'n huwelik kort werk. Daar's altyd iets wat jy moet insit in 'n huwelik. Altyd. Dis lekker werk. Soms is dit nie lekker werk nie, maar jy moet jouself gee. Daar's altyd reëls. Dit kom met 'n opdrag. Wat is die punt? Dit het nie gegaan oor die manna nie. Wat het Israel regtig nodig gehad? Ja, op daai oomblik het hulle kos nodig gehad, anders het hulle dood gegaan. Maar wat het hulle ook nodig gehad? Hulle het dissipline, gehoorsaamheid, vorming nodig gehad. En dis partykeer wat ons nodig het. Ja, God gee vir jou dit wat jy nodig het hier, maar die groter prentjie is God gee ook wat jy nodig gaan hê soos jy aangaan. Want dit wat hulle moes leer in die woestyn, moes hulle regkry vir die toekoms wat voorgelê. Die voorsiening van die manna was nie eintlik die manna nie. Dit was die dissipline. Dit was hulle moes gehoorsaamheid leer. Dit was wat God vir hulle gegee het. En dis dikwels hoe God se antwoord tot ons gebede werk. Die derde punt wat ek wil maak. God se voorsiening vra geloof om dit te ontvang. Jy moet geloof hê. En geloof beteken nie, geloof is nie iets nie. Ek kan nie dit sommer gou sê. Jy weet dit nie, geloof is nie iets wat jy het nie. Ek kan nie meer, daai ding van, ek het meer geloof as jy, dis rubbish hoor. Daar is nie so ding. Geloof beteken nie, dis nie soos iets wat ek het, iets wat ek opbou en ek het meer oor die jaar opgebou as jy nie. Op een oomblik kan ek meer gelowig wees as iemand anders. Maar ek moet vir julle sê, 95% van die tyd nie. En ek is eerlik hier met julle. Nou staan ek hier voor julle en ek praat met julle nie as prof of dominee of pastoor of wat ook al nie. Ek praat met julle net as Chris. Meeste van die tyd weet ek nie eers of dit God is wat met my praat in my hart nie en of dit my eie kop is nie. Ek weet nie altyd nie, regtig. En ek stap 'n lang pad met die Here. Maar ek weet nie altyd nie. Ek het nie hierdie, jy weet, God het nog nooit met my gepraat in 'n hoorbare stem nie. Meeste van die tyd praat hy nie eens met my in 'n stem in my hart nie. Dis meer 'n gevoel wat ek kry. Dis meer 'n ek hou van daai woord in Engels, 'n unction. Jy weet, dis so geloof is nie iets nie. Geloof is 'n houding. Geloof is gewoonte. Geloof is 'n werkwoord. So God se voorsiening vra geloof. Die Israeliete moes elke dag manna opnuut
bymekaar kry. Hulle kon nie weekliks opgegaar het nie. Hulle mag dit nie gestoor het nie. Hulle moes God elke dag opnuut vertrou. Dink 'n bietjie aan die gebed in die Onse Vader. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Dis interessant, daai woordjie daagliks is moeilike woordjie in die Grieks. Dit beteken eintlik nie daagliks nie. Dis half, gee ons dit wat ons nodig het vir nou, jy weet. So God leer hulle geloof. Is dit nie vir my, dit is eintlik vir my die mooiste ding. Hy sê, kyk hoe leer God hulle aan die een kant geloof, deur elke dag opnuut te vra vir die manna, maar hy leer hulle ook rentmeesterskap deur te sê vir die Sabbat moet jy spaar. Nee. Hy bring altyd daai goed baie mooi by mekaar. Hoekom? Want dit is in ons natuur om te wil opgaar. Nee, want jy wil veilig voel. Nee, jy wil spaar. En spaar is 'n belangrike ding. Ek is nie teen, jy moet spaar. Hoor jy, as jy nie spaar nie, het jy 'n probleem, hoor. Jy gaan probleme hê. Spaar is 'n deug. Maar ons wil dit doen, want ons wil 'n sekerheid hê. Ons is mense wat lewe in die versekeringsera. Is dit nie? Hoeveel versekeraars bel jou elke dag op jou foon en vra of jy 'n versekering wil koop? Ons lewe in die tyd van versekering, wat ons wil sekerheid hê van. Maar daar's seker goed wat jy nie sekerheid van kan hê nie. Die voorsiening wat God gee, is nie bedoel om hom te vervang nie. Hoekom moet hulle nie opgaar en stoor nie? Want dan vergeet hulle vir God. En dan begin ons in die gawe te vertrou en ons vergeet van die gewer. Want jy sien, dit gaan nie oor jy wat kry wat jy wil hê of nie. Sorry, sê oor dit gaan nie. Dit gaan oor die interessante ding. Die gebed is amper belangriker as die antwoord. Maak dit sin? Want die gebed spreek van daai verhouding. God gee die antwoord. God gee die voorsiening. Is nie altyd, nee is ook 'n antwoord, nee? Nee is ook 'n antwoord. Daai wat ek aan die begin gesê het, dis nie altyd wat jy verwag nie. Maar God se antwoord wil verhouding bou. Dit wil afhanklikheid bou. God wil nie hê jy moet onder die illusie wees dat jy hom nie meer nodig het nie. Dis hoekom God se voorsiening vra geloof. My 4de punt, dit gaan van jou geloof vra, maar God se antwoord gaan ook jou gesindheid toets. Die manna het Israel se hart ontbloot. In plaas van dankbaarheid het hulle gesê, Eksodus 16 vers 3, hulle verlang terug na Egipte toe. Kan jy dit glo? Slawerny, dit was waar hulle slawerny gekies het. Hulle verlang na slawerny, maar